Soos julle weet is ons besig met Dominee Maleagi se intreepreek in die gemeente en kyk, ons weet mos nou al Dominee Maleagi draai nie toekies om nie. So ons gaan ons reeks voorsit vandag rondom die tema waarvan die hart vol is, loop die beursie van oor en dit kom uit Maleagi 3 van vers 6 tot en met vers 12. Here, as ons baie keer so met bekommernis rondkyk en wonder waar gaan ons hulp vir die dag van môre vandaan kom, dan kan ons maar net opkyk na U en weet, ons hulp, ons bystand kom van ons God. Ons God wat die Almagtige is, wat hemel en aarde gemaak het. Ons God wat getrou bly tot in ewigheid. En ons God wat nooit die werk wat in ons lewens begin het, sal laat vaar nie. Amen. Broers en susters, julle almal wat aan die Here behoort, genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Dit kom van God ons Vader en Christus Jesus ons Here. Dit word 'n werklikheid in ons lewens deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Ons gaan saam lees uit die woord van die Here uit Maleagi hoofstuk 3. Ons gaan lees vanaf vers 6. Maar kom ons bid saam en vra dat die Here ook deur sy woord en Gees vanoggend vir ons sal help om sy woord te verstaan. Here, wanneer ons ook U woord voor ons oop het, dan weet ons dat dis nog 'n geleentheid wat ons het om U stem te hoor. Maar Here, U ken ook ons harte, U ken baie keer ons gedagtes wat dwaal, ons weerstand wat ons soms in ons harte het. Ons wil bid dat U woord vanoggend ook ons sal bereik op 'n manier wat U wil hê dat U woord ons lewens moet bereik. Ek wil bid dat die Heilige Gees ons gedagtes, ons harte, ons lewens vanoggend sal verander deur sy krag. En ek wil bid, Here, dat U alle weerstand, alle versperring sal afbreek en ons sal verlos van die bose wat daarop uit is om U invloed op ons lewens te verminder. Help ons om op U gefokus te bly. Want ons bid dit in die naam van Jesus die Here. Amen. Maleagi 3 vanaf vers 6 sê God, ek die Here het nie verander nie. Daarom het julle nie te gronde gegaan nie, nageslag van Jakob. Van julle voorvaders se tyd af het julle van my voorskrifte afgewyk en nie daarvolgens geleef nie. Bekeer julle tot my, dan sal ek terugkom na julle toe, sê die Here, die Almagtige. Maar julle vra, waarom moet ons bekeer? Sal 'n mens werklik vir God beroof? Tog beroof julle my. Julle vra, waarvan beroof ons U? Van tiendes en offergawes. Daar is al reeds 'n vloek op julle, en tog bly julle my beroof. Julle nasie doen dit. Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe, sodat daar iets te eet in my huis kan wees, en toets my hierin, sê die Here die Almagtige. Toets my, of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak, en vir julle as reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie, tot sover. Het God my en jou geld nodig? Hoekom moet ons dan 'n offergawe gee? Hoekom moet ons, soos mense dit sommer baie keer rofweg uitdruk, hoekom moet ons geld vir die kerk gee? Want het God regtig my en jou geld nodig? Nee, natuurlik nie. Natuurlik het God nie my en jou geld nodig nie. Want God sit in die hemel en bekommer hom oor die dag van môre nie. God sit in die hemel en tel sente en wonder, gaan ek genoeg hê? Het daar genoeg dankoffers ingekom van die kerk af en van die lidmate, en hy bekommer hom nie dat hy later nie meer genoeg hulpbronne gaan hê om vir ons te sorg nie. Want God is nie agter my en jou geld aan nie. God is nie agter ons geld aan nie. God is agter ons harte aan.
En dis die boodskap wat Maleagi vir ons wil gee in Maleagi 3 vanaf vers 6 tot 12. Dit gaan nie oor geld nie. Dit gaan oor harte. Want geld is 'n toets van jou hart. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees, sê Jesus in Matteus 6 vers 21. En as jou hart tot bekering gekom het, gaan jou beursie ook tot bekering kom. En dan volgende, in die eerste plek wil ek vir julle daarop wys, dis nie 'n geldprobleem nie. Kyk, Dominee Maleagi van die gemeente aan op 'n baie teerpunt. Tiende offergawes. Kyk, 'n dominee kan oor alles praat en preek. Van elke sondetjie kan hy opnoem. Maar hy moet net nie oor geld preek nie, want geld is 'n baie emosionele saak. Mense raak ongemaklik as die dominee oor geld preek. Hy trap op tone en hy maak dat mense skuldig voel en die kerk verlaat. En daarom is dit so 'n soort van 'n ding wat gesê word, dominees moet asseblief net nie oor geld preek nie, want ons het min genoeg lidmate. Maar Dominee Maleagi, hy laat hom nie afskrik daardeur nie. Onverskrokke sê hy eenvoudig, so sê die Here. Dan sê hy in vers 6, God sê, ek het nog nooit verander nie. Ek, die almagtige God, het julle nog nooit aan julle self oorgelaat nie, want as ek julle aan julle self oorgelaat het, sou julle ten gronde gegaan het. Die feit dat julle nog hier is omdat ek julle nog steeds gedra en versorg het. Maar in plaas van dankbaar te wees en God met julle offers te eer en te gehoorsaam, doen julle die ding wat 'n mens jou nie kan indink 'n mens kan doen nie. Julle besteel God, sê hy in Maleagi vers 6 en 7. Hy sê, julle vat meer vir julle self as vir julle toekom. Julle vat God se deel vir julle self. Nou moet 'n mens iets verstaan van die tiendes hier in Maleagi. As julle verlede Sondag se preek onthou, dan onthou julle dat die volk moes 'n tiende van hulle oes en van hulle vee aan die Here gee, Levitikus 27 vers 30. En dan hierdie offers is na die voorraadkamer, die stoorkamer in die tempel gebring en waar dit gestoor is en waarvan dan dit versprei is. Hierdie offergawes was bedoel eerstens vir die priesters en die leviete, want onthou julle, hulle het nie grondgebied gekry om vir hulle self te sorg nie. Die Here het gesê, hy sal vir hulle sorg, en die manier wat hy vir hulle sorg, is deur middel van die tiendes wat die volk moes bring van hulle oes en hulle vee. So, nie alleen die priesters en leviete moes versorg word nie, maar die armes, die weduwees en die vreemdelinge moes ook vanuit hierdie voorraadkamer versorg word. En dan elke derde jaar is daar 'n spesiale ekstra tiende gegee vir die hulp aan die armes, Deuteronomium 14 vers 28 tot 29. En die volk moes hierdie tiendes gee nie alleen oor die verbond wat God met Levi gemaak het nie, maar hulle moes ook hulle tiendes gee as 'n bewys daarvan dat hulle God eer, dat hulle hom hoog ag, dat hulle 'n soort van 'n liefdesgeskenk aan God bring om hom daardeur te eer. En nou kom God. En hy kom met hierdie geweldige, skerp, harde, reguit woorde. Julle vra op die ouende, doodgewoon, waarvan moet ons bekeer? Dan sê God, julle moet julle bekeer omdat julle my besteel. Nou kyk, mense sal dalk verstaan meer in terme van ons situasies vandag. God sou dalk in ons tyd soort van 'n vergelyk getref het met die korrupte regering en ons belastinggeld. Kyk, ons gee belasting, betaal belasting met die bedoeling dat hierdie belastinggeld aangewend moet word om infrastruktuur in stand te hou, ekonomie in die gang te hou,
om armes te help. Maar nou weet ons uit ervaring ook dat baie van daardie belastinggeld nie net in miljoene nie, soms in biljoene verdwyn net dat niemand kan rekenskap daarvan gee nie. Hulle trek dit hulle skouetjies op en sien ons weet nie waar die geld verdwyn het nie. Intussen die geld in hulle sakke verdwyn en in die sakke van hulle maatjies. Hulle is besig om ons as belastingbetalers te besteel. En nou weet julle hoe voel ons daaroor, oor die regering wat ons belastinggeld steel nie. Want almal van ons ly daaronder. Dis die effek van korrupsie. En dis eintlik wat God kom sê. Hy sê vir sy gemeente, julle is soos hierdie korrupte amptenare. Julle is soos 'n korrupte regering wat my besteel. Die geld wat vir my werk in hierdie wêreld bedoel is, steek julle net in julle eie sakke. Maar dis nie 'n geldprobleem nie. Tweedens, dis eintlik 'n hartprobleem wat God hier aanspreek. God sê, my probleem met julle gaan nie oor geld wat julle by my steel nie, want die geld wat julle steel is net simptomaties van wat binne in jou aangaan. Die probleem lê by julle harte, wat ver van my af is. En die feit dat julle harte so ver van my af is, dat ek nie eintlik meer belangrik in julle lewens is nie, wys in die gebrekkige offergawes wat julle gee. Daarom sê God in Malagi 3 vers 7, van die tyd van julle voorvaders af het julle afgewyk van my voorskrifte en hulle nie gehoorsaam nie. En daarom kom die oproep na hulle toe en God sê, die Here die Almagtige sê, keer terug na my toe en ek sal na julle terugkeer. Never mind die geld. Keer na my terug en ek sal na julle terugkeer. So wat is eintlik die kern oorsaak van hierdie hartprobleem as ek by tiendes kom? Daar is 'n paar redes wat ek vanoggend vir julle wil noem. Die eerste ene is dat ek dink dat ek is die belangrikste. Ek is die belangrikste in die wêreld. Ek eerste, dan God. Ek en my behoeftes kom eerste en dan gee ek die krummels vir God as ek iets oor het sonder dat dit inbreuk moet maak op my geldsake, op my finansies. En eintlik daardeur verlaag ek God tot die status van 'n bedelaar wat asseblief moet kom smeek vir 'n offerhande. En dan lieg ek as ek sê dat ek die Here my God liefhet met my hele hart. Want waar my skat is, daar is my hart. En as my hart nie by God is nie, is my skat ook nie by God nie. En op 'n oomblik kan jy vir jouself lieg, maar jy kan nie vir God lieg as jy sê, maar ek het God lief met my hele hart. Terwyl ek eintlik my skatte meer lief het as vir God. Maar tweedens ook, die versoeking van rykdom. Daar's mense wie se hele bestaan draai rondom geld. Hulle fokus heeldag daarop hoe om net nog meer geld te maak, hoe om ryk te word. En dit is ongelukkig iets wat nie net beperk is tot die wêreld nie. Dit kom ook in die kerk voor. Ek weet nie of julle vertroud is met wat hulle in Engels noem die prosperity gospel, die welvaartsprediking. En daar is baie bekende TV welvaartspredikers soos Joel Osteen, miskien het julle sy naam al gehoor, wat dit preek en sê, wanneer jy vir God gee, sal God vir jou soveel meer teruggee, finansieel, nie net finansieel nie, maar ook in terme van jou voorspoed en jou gesondheid en so. Daar word emosioneel op die mense se gevoelens gespeel om te gee, sodat God vir jou meer kan gee. Hoe meer jy gee, hoe meer sal jy kry. En daarom gebeur dit dat mense baie keer bereid is om baie meer te gee, nie omdat hulle gee uit dankbaarheid vir God nie, maar omdat hulle motief geldgierigheid is. Hulle gee sodat God vir hulle 10 keer meer sal teruggee, soos wat hierdie predikers mos nou preek.
So as ek 1000 rand gee, dan verwag ek, nou moet God 10.000 rand vir my teruggee. En dan beskou God as 'n soort van 'n vinnige ryk word skema. En so word God in hulle geldgierigheid misbruik. En Paulus waarsku daarteen in 1 Timoteus 6 vers 8 as hy sê, as ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die struik van baie sinlose en skadelike begeertes, waardeur mense verderf en ondergang gestort word. Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal. Daardeur het hulle self baie ellende op die hals gehaal. En hierdie waarskuwing dat geldgierigheid jou fokus van God wegvat, geld ook vir hierdie welvaartspredikers, want God hou die dominees, die geestelike leiers dubbel verantwoordelik as dit kom by geld en die misbruik daarvan. Hierdie Joel Osteen se geskatte netto waarde is tussen 100 en 180 miljoen dollar. Die wat nie die sommetjies kan doen nie, dis 3 miljard 330 miljoen rand wat hy sterk is. Hy woon in 'n huis van 1580 vierkante meter. Dit is 9 gemiddelde huise so groot in een huis. En hulle vermoed dat hy sy eie privaat straalvliegtuig het. Dis die effek van hierdie soort van prosperity gospel. Dat dit nie regtig gaan vir God nie, maar in mense se sakke verdwyn. En mense val daarvoor uit eie geldgierigheid baie keer. So, redes, ek is die belangrikste, tweede versoeking van rykdom, derdens, dis eintlik 'n emosie van wantrou in God se vermoë om vir jou te sorg. Kyk, geld is 'n moeilike ding. Wanneer 'n mens nie geld het nie of sukkel met geld, veroorsaak dit vrees. Want ek moet kan oorleef. En as ek nie genoeg geld het nie, sal ek ondergaan en diegene van wie ek verantwoordelik is en vir wie ek moet sorg, gaan saam met my ondergaan. En weet julle wat, ek verstaan dit. God verstaan dit ook. Hierdie vrees, dis reg menslik. Want ek bedoel, ons leef in 'n tyd dat lewenskoste gaan op, inflasie styg, rekeninge hoop op, pensioen bly dieselfde, dit verminder eintlik met inflasie elke maand, en dit veroorsaak vrees oor die dag van môre. En die vrees is omdat jy voel dat jy op jou eie aangewese is om vir jouself en die mense rondom jou te sorg. As ek nie vir hulle sorg nie, as ek nie vir myself sorg nie, wie gaan vir my en die mense rondom my sorg? Dis hierdie soort van vrees. En dan maak ons die Bybel oop en ons hoor wat Jesus byvoorbeeld in Matteus 6 van vers 25 sê. Hy sê, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor die lewe, oor wat julle moet eet of drink, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernisse. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Ons lees dit, ons hoor dit en ons sê, ja, ons glo dit. Totdat dit by ons dankoffers kom. Want dan begin ek sommetjies maak. As ek my 10de dankoffer moet gee, gaan ek genoeg hê om te oorleef? Gaan God regtig waar vir my sorg, soos wat hy beloof hier in Matteus 6? En daarom moet ek liewer eers vir myself sorg. En as ek iets oor het en dit kan bekostig, dan sal ek dit vir God gee.
dit is hoe dit maar eintlik in ons lewens gaan, is dit nie? Want tiende dankoffers is nie 'n geldprobleem nie. Dis 'n geloofsprobleem. Kan ek God vertrou? Dis 'n hartsprobleem. En nou kom God en hy daag sy kinders, sy gemeente, sy kerk uit. Hy sê vir ons, put your money where your mouth is. Put your money where your mouth is. Toets my hierin, sê die Here. Toets my. Maleagi 3 vers 10. Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe, sodat daar iets te eet in my huis kan wees, en toets my hierin, sê die Here die Almagtige. Toets my of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as dit julle kan gebruik nie. Toets my of ek nie vir julle sal versorg, soos ek beloof het nie. Oorsaak van ons hartprobleme, ek is die belangrikste, versoeking van rykdom, moesie van wantroue. So wat weerhou vir my en jou regtig om God met ons geld te vertrou? Ek wil ons vertrou om immers met ons lewe hier op aarde, maar nie net op aarde nie, maar ook vir die hiernamaals. Ons vertrou God dat hy vir ons gered het en dat hy met ons op pad hemel toe is. Maar as ons met ons geld moet begin vertrou. So my derde punt wat ek vanoggend vir julle wil voorhou is, verlos ons van die bose geldmag. Julle sal my nou nie glo as ek vanoggend vir julle sê, dat Jesus het meer oor geld en besittings gepraat as oor redding en bekering. Ja, Jesus het meer oor geld en besittings gepraat as oor redding en bekering. Byvoorbeeld 39 van die 39 gelykenisse wat Jesus vertel het, gaan 16 oor geld, rykdom en besittings. En Jesus waarsku herhaaldelik teen geldgierigheid en die gevaar van geld, dat dit 'n afgod word. Jy kan nie God en mammon dien nie. Matteus 6 vers 24. Pas op vir alle geldgierigheid. Lukas 12 vers 15. En dan is daar die onder ons met die ryk jongman in Matteus 18, wat net wys hoe geld en besittings 'n mens van God af kan weghou. En Jesus praat daaroor. En nie net Jesus, maar die res van die Nuwe Testament het baie te sê oor geld en besitting. Hoekom? Omdat Jesus weet. Omdat hy weet dat geld so houvas op jou kan kry, dat dit jou hele menswees, jou hele denke, jou hele lewe gevange kan hou. Omdat hy weet dat geld 'n mens 'n slaaf van jou maak. Dat geld jou lewe, jou opstaan, jou gaan slaap, heeldag en aldag beheer, omdat hy so houvas op jou het, en geld is 'n wrede baas. Geld is 'n wrede baas. Dit laat jou gedurig vrees of jy nog iets gaan hê vir die dag van môre. En nou kom Jesus en hy begin sy intreepreek daarin in Lukas hoofstuk 4 vers 18 en hy het gesê, ek het gekom om julle te verlos. Ja, ook van die mag wat geld oor jou lewe het, wat jou gevang hou en onderdruk. Hy sê, die gees van die Here is op my, omdat hy my geself het om die evangelie aan die armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om die onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. God het gekom om my en jou te bevry uit hierdie gevangenskap van die mag van geld oor ons lewens, ons vry uit te stuur, omdat hy die genadejaar van God kom aankondig. Kom om ons te verlos van die bose geldmag. En daarom in die 4de punt is die vraag, kan God vir my en jou vertrou?
God vra nie jou geld nie. God vra nie my geld nie. God vra my en jou hart. God vra 'n geloofsvertroue om God op sy woord te neem. En dit verg 'n baie definitiewe geloofstap. Geloofstap om jou los te maak met die krag van die Here, om jou los te maak uit die mag van die sonde, om jou los te maak van die mag van geld oor jou lewe. Dit is om vrees te verruil vir vertroue in God, dat ek ook vir God met my geld sal vertrou. En dit vra 'n baie definitiewe keuse en besluit wat ek gaan neem. Met my geld begin ek by God, want ek het God lief met my hele hart. En dit vra dalk 'n aanpassing wat jy moet maak met jou uitgawes. Dat jy ergens begin en sê, weet jy wat, ek het hierdie besluit geneem. Ek gaan God eers stel in my lewe en daarom met my finansies begin ek by God. Ek gaan begin om God te vertrou met 'n bepaalde vaste bedrag per maand. En ek gaan met daai bedrag begin eers by God, omdat ek hom vertrou. Ek is bereid om hierdie geloofstap te neem om aan God 'n offer hande te gee, om 'n opoffering te maak, om God eerste in my lewe te stel. En dis nie maar altyd maklik nie. Want die vrees blyk naag aan 'n mens. Wat as? Dis iets wat jy moet aanleer. Dis iets wat ek as dominee ook moes aanleer. Om God regtig waar te kon vertrou met my 10de dankoffer. En daarom weet ek dat dit nie altyd so maklik is om van hierdie vrees ontslae te raak nie, veral as jy 'n gesin het om te versorg. Maar ek kan ook vir jou sê dat God is getrou. Ek kan vir jou sê, jy kan maar vir God gaan toets. Hy bly getrou. En nou weet ek dat 'n mens baie keer kom op die punt wat jy sê, maar okay, hoeveel moet ek dan nog gee? In die Ou Testament was dit baie maklik. God het gesê, dis 'n 10de. 10de dank dit te behalwe al die ander offerhandes wat die volk moes gee. As jy daar in Deuteronomium 5 gaan lees, sal jy sien, daar is 5 offers wat die volk moes bring. Maar hierdie 10 was spesifiek gewees vir hierdie doel waarvoor God dit uiteengesit het. En 'n 10 is maklik, jy trek net die laaste syfer van jou bedrag af en dan weet jy hoeveel is 'n 10de. God het sommetjies maklik gemaak dat enige persoon dit kan uitwerk. Maar dit gaan weer eens nie oor geld nie, dit gaan oor jou hart. Wat het ek in my hart voorgeneem om vir God te gee? Paulus skryf daaroor in 2 Korintië 9 vers 6, hy sê, ek gaan nie aan julle voorskryf hoeveel julle moet gee nie, maar ek gee vir julle wel die volgende riglyn. 'n Boer wat min plant, kry 'n klein oes. 'n Boer wat baie plant, kry 'n groot oes. Gaan besluit jouself hoeveel julle wil gee. Moenie 'n klomp geld gee en dan na die tyd spyt daaroor kry nie. Moet ook nie verplig voel om iets te gee nie. Onthou wat die Bybel sê. God is lief vir mense wat hulle geld met blydskap weggee. God laat julle in al sy goedheid deel. Nee, eintlik oorlaai hy julle met sy genade sodat julle altyd oorgenoeg van alles het. Julle het geen gebrek op geestelike of materiële gebied nie. Daarom kan julle altyd goed doen en ander mense help. Ja, julle lewe kan regtig oorloop van vrygewigheid en goeie werke. Hoor net wat een van die psalms hieroor sê. Iemand wat God liefhet, klou nooit krampagtig aan sy besittings vas nie. Hy deel dit met die armes. Hy hou nooit op om goed te doen nie. God is baie goed vir ons almal. Hy sorg dat daar altyd genoeg brood op die tafel is om te eet. Wat ek bedoel is dat God sal sorg dat al die goeie dinge wat jy doen
'n reuse oes oplewer, so sal julle en ander mense selfs nog meer van die Here se goedheid in julle lewe beleef. God sal sorg dat julle altyd meer as genoeg het om van te leef. Hy maak julle ryk genoeg om altyd vrygewig te wees. Hy sê, God sorg nie alleen vir ons, hy maak ons ryk genoeg sodat ons met vrymoedigheid, met blydskap kan gee vir mense wat minder as ons het. Ons het die geneigtheid om ons te vergelyk altyd met mense wat meer as ons het. En dan voel ons, hoe gaan ek hierdie maand uitkom? Kyk hoe baie geld het die mense wat 10 keer meer as ek het. Ons moet leer om onsself te begin vergelyk met mense wat minder as ons het. Sê, hoe die vet kom hulle uit op die bietjie wat hulle het. Want sien God, sê hy sorg vir ons. Hy daag ons uit om hom op sy woord te neem. En ironies genoeg, is dit wat ons in ons harte voorneem om vir God te gee, meeste van die tyd, minder as 'n tiende. Dit wat ons in ons hart voorneem, is baie dikwels dit wat nie te veel in ons sak sal vat nie, waarsonder ons kan klaarkom. En dan is dit nie meer 'n offer wat ek aan God gee nie. Dan is ek doodgewoon oorskiet wat ek vir God gee. Hierdie is 'n geweldige groot geloofskopskuif wat jy sal moet maak. Jy sal jouself moet begin afvra, wat ek het, van wie kom dit? Wie het dit vir my gegee? En aan wie behoort dit? Is dit alles dit myne? Of is dit eintlik iets wat God vir my gee, wat hy eintlik vir my leen? En waarvoor gebruik ek dit? Gebruik ek dit net vir myself en my eie behoeftes? Of kan ek weier kyk na God se koninkryk en sien waarvoor God tiendes nodig het, ook in die kerk? Die Christelike kerke wêreldwyd sukkel om te oorleef. Sukkel om te oorleef, wat die gevolg daarvan is, dat hulle het niks eintlik om God se werk in die wêreld voor te sit. Om God se hande en voete in die wêreld te wees en met God se hart uit te reik na mense wat in nood is nie. Die Mohammed, Islam, is ons myle ver voor. Hulle word verplig om hulle tiende te gee. Nie uit vrywilligheid nie, verplig. En daarom gee hulle dit ook, sodat hulle darm nie in die moeilikheid kan kom nie, maar dit maak dat hulle geweldige klomp geld het om met gift of the givers en wie weet wat alles betrokke te wees by mense in nood. En die mense sê, kyk wat doen die Islam net nie vir die mense nie. Waar is God? Ons God. En ons is eintlik verantwoordelik daarvoor dat God in die skande gesteek word. Met hoeveel kan ek God vertrou? Maar eintlik moet ek vra, met hoeveel kan God my vertrou? Hoeveel kan ek God vertrou nie? Met hoeveel kan God my vertrou? Jesus vertel daar in Lukas 16 vers 10 'n gelykenis oor die oneerlike bestuurder. En dan sê hy die volgende na vers 10. Hy sê, julle moet eerlik wees, selfs ook in die heel kleinste dingetjies wat julle doen. As julle vertrou kan word met klein geld, sal julle ook vertrou kan word met 'n hele sak vol geld. Aan die ander kant, as julle nie eens vertrou kan word met 'n paar sent nie, hoe sal julle dan eerlik wees wanneer julle besigheid doen? As julle nie eerlik kan wees met geld in hierdie oneerlike wêreld waarin julle leef nie,
Hoe sal ek dan ooit my nuwe wêreld aan julle sorg kan toevertrou? My koninkryk. En dan kom God en Jesus en hy sê in vers 13, maak 'n keuse vir wie julle wil werk, of vir God, of vir die geldgod. Julle kan nie vir albei tegelyk werk nie. Net soos dit onmoontlik is om 2 voltydse werke te hê, is dit onmoontlik om voor 2 here te buig. So kies. God stel ons voor hierdie uitdaging. Met hoeveel kan God my vertrou? God soek jou hart. God soek nie jou geld nie, hy het nie jou geld regtig nodig nie. God soek jou hart. God wil hê jou geld, jou offergawes, hy wil hê dat dit nie vir jou 'n las moet wees nie, maar dat dit vir jou 'n seën moet wees, omdat jy jou dankoffers gee, dat jy iets sal belewe van, nie net dat God jou seën nie, maar dat jou dankoffer ook vir ander mense tot seën sal wees. Hy wil hê dat jy iets daarvan moet beleef. God wil hê dat jou geld, jou offergawes vir jou in vrees moet laat lewe nie, maar in vreugde, in God se vrede, omdat jy weet mos, jy word deur die almagtige God versorg. En God het nie 'n tekort aan hulpbronne nie. God het nie 'n tekort aan geld nie. God kan en wil vir jou en vir my sorg. Maar dis 'n wilsbesluit. Keuse wat ek moet maak. Kies nou, sê die Here. Kan ek vir God eers stel en hom met my hele hart lief hê? Kan ek dit waag om God te vertrou? En ek wil afsluit hiermee dit te sê, as jy hierdie geloofsprong sou waag en God se uitdaging aanvaar, as jou hart tot bekering kom, gaan jou beursie ook tot bekering kom, en dit gaan vir jou die mees bevrydende ervaring van jou lewe wees. Dit gaan die mees bevrydende ervaring van jou lewe wees. Dis nie meer ek wat verantwoordelik is om myself te sorg nie. Dis God. Amen. Here, ons hoor u woord. Ons weet die Gees wat in ons woon is ook besig om met ons te praat, om ons te help om van hierdie kettinge van verslawing los te kom, om hierdie mag van geld oor ons lewens te breek en met vertroue aan u vas te hou. Here, ons ervaar hierdie stryd in ons lewens, maar dankie dat ons weet dat u vir ons nie die goeie wil, en dat hierdie losbreek uit hierdie kettinge van geld ook deel is van die vreugde, die goeie wat u vir ons wil gee. Here, ons kan net vra, help ons om 'n visie te ontwikkel vir dit wat u in en deur met ons as gelowiges, maar ook in en deur met ons as gemeente in hierdie wêreld kan en wil doen. En help ons om in gehoorsaamheid en met gewilligheid en met vreugde 'n offer aan u te gee. Want Here, dis net as u Heilige Gees ons denke verander, ons hart verander, dat dit met vreugde kom. Daarom bid ons dit in naam van Jesus die Here. Amen. Mense, ontvang die seën van die Here en gaan huis toe met die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan. Want die genade van ons Here Jesus Christus
en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees saam met elkeen van julle bly totdat Jesus weer kom. Amen.